Kom ons maak ons harte oop en ons vra die Here om regtig met ons te praat vanmôre. Here, dit was nou vir ons so voorreg om U te kon eer en te kon aanbid in ons worship. En nou wil ons graag hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. In hierdie nuwe seisoen waarin ons is, Here, is ons angstig om U wil te onderskei. Wil ons graag hoor wat sê U vir ons? Wat is dit wat U vir ons wil leer? Daarom maak ons harte vanmôre oop en ons vra dat U in ons harte sal beweeg. En Here, ek vra dat U in my hart nou sal beweeg en dat U deur my sal werk en my sal wegsteek agter die kruis. In Jesus naam. Amen. Ons gemeente is in die begin van 'n nuwe seisoen. Ons staan letterlik op die drempel van 'n nuwe toekoms. En die amazingste is dat God is nie klaar met ons nie. Ja, ek dink party van ons het dalk gewonder daaroor en ek dink mense daar buite het dalk gesê God is klaar met ons, want ons is na COVID het ons deur soveel goeders gegaan, nê. Maar hier kom die Here en hy open vir ons nuwe deure. Hy kom gee vir ons nuwe geleenthede. Hy kom wys vir ons dat hy 'n plan het met ons gemeente. Hy kom wys vir ons dat hy 'n plan het met elkeen van ons. En ek glo met my hele hart dat die laaste 18 maande, 2 jaar spesifiek, nê, dat die Here besig was met ons persoonlik, dat hy ons laat groei het, dat hy ons opgebou het, dat hy met ons gewerk het om ons geestelik te laat groei en ons nader aan mekaar te bring en dat hy ons voorberei het vir hierdie moment waarin ons nou is. Ek dink die laaste 18 maande, 2 jaar was 'n voorloop van hierdie nuwe seisoen. Die Here het geweet wat hy gaan doen en wanneer hy dit gaan doen. En ons moes net daar kom dat ons gereed kan wees vir hierdie tree saam met hom. So ons tema vanmôre is bou saam God se koninkryk. En die ankervers wat ek graag wil gebruik is nie noodwendig 'n vers wat ons gaan by stil staan vanmôre in die boodskap nie. Ek gaan ander gedeeltes ook gebruik, maar dit is die ankervers, dis die vertrekpunt vir vanmôre se boodskap ook. Is in Lukas 17 vers 20 tot 21. One day the Pharisees asked Jesus, "When will the kingdom of God come?" And Jesus replied, "The kingdom of God can't be detected by visible signs. You won't be able to say, 'Here it is,' or 'It's over there.' For the kingdom of God is already among you." Wat bedoel Jesus hierso? Hy praat nie van 'n fisiese koninkryk nie en ek dink die Israeliete, die volk van daardie tyd het dalk verwag dat Jesus 'n fisiese koninkryk hier op aarde gaan vestig, nê, wat gaan maak dat hy fisies hier gaan regeer, nê. Maar dit is nie wat Jesus hier bedoel nie, nê. Jesus praat hier van 'n geestelike werklikheid. Jesus praat van 'n geestelike koninkryk. Hy sê, "And for that kingdom of God is already among you." Hierdie geestelike koninkryk transformeer elkeen wat Jesus as verlosser erken en aanneem en God se heerskappy in hulle lewens erken. Jesus leer vir ons in hierdie gedeelte, nê, en in die woord, nê, dat die koninkryk van God is nie 'n toekomstige gebeurtenis nie, maar is 'n huidige werklikheid wat ek en jy kan ervaar en ons ervaar dit in geloof en gehoorsaamheid aan God. Daarom is geloof en gehoorsaamheid so belangrik. So ek en jy is deel van die koninkryk van God hier op aarde. En die Here wil my en jou gebruik om sy koninkryk hier op aarde uit te brei. En daarom sê hy vanmôre vir ons dat ons saam as gemeente en as sy kinders en as die bruid van Jesus, dat ons saam moet bou aan sy koninkryk. So kom ons vra dan vir mekaar, hoe kan ons dan saam die koninkryk bou? Wat is dit wat elkeen van ons gaan doen? En die Here gaan vanmôre vir ons 'n paar goeders leer. En die eerste is, leer ken die vreugde van diensbaarheid. En ek wil nie net vanmôre sê, wees diensbaar nie, want dis nie wat ek ervaar die Here op my hart gesit het nie. Want ek ervaar die Here het my hart gesit dat ons moet sê, leer ken die vreugde van diensbaarheid, want baie van ons in ons lewens dink dat om diensbaar te wees is harde werk, dis slep, dis effort, en ons is nie noodwendig lus daarvoor nie, maar die woord leer vir ons dat daar vreugde in diensbaarheid is, nê. Dat wanneer ons ander dien,
wanneer ons die Here dien met ons lewens, nê, dan kom daar 'n spesifieke soort vreugde in ons lewe in. En die Here wil dat ek en jy dit leer ken. En daar's 'n sekere soort vreugde wat ek en jy nooit gaan ken as ons nie diensbaar in God se koninkryk is nie. 1 Petrus 4 vers 10 sê, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So, daar sê die Here vir ons, dat ons het nie geestelike gawes ontvang terwille van onsself en om onsself op te pof nie. Hy sê, use them well to serve one another. So, hy het vir ons geestelike gawes gegee. Hy het vir ons spiritual gifts gegee, sodat ons moet dien, sodat ons mekaar moet dien. Jy sien, elke gelowige het geestelike gawes ontvang. En wanneer ons dit in diensbaarheid en in gehoorsaamheid gebruik en uitleef, dan gebeur daar amazing goed in die koninkryk, dan gebeur amazing goed in ons eie lewens en in ander mense se lewens. En raai wat? God se naam word daardeur groot gemaak. En dis waaroor dit op die ou ende gaan. Dit gaan nie daaroor dat ek opgehef word nie, dit gaan daaroor dat hy sal opgehef word. Galasiërs 5 vers 13 sê, For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Jy sien, ons is nie meer in religie nie. Ons staan nie meer onder wette nie. Ons is vry deur die bloed van Jesus Christus. Maar die Here sê vir ons dat ons moet daardie vryheid nie misbruik nie, nê. Ons moet nie ons vryheid gebruik om sonde te doen nie, maar ons moet ons vryheid gebruik juis om te dien in sy koninkryk, en ons moet juis ons vryheid gebruik om mekaar te dien. Serve one another in love. Dis wat God wil hê van my en jou. Hy wil hê dat ons mekaar moet dien, want hy weet wat die effek daarvan in die koninkryk is. En nou moet ons vandag hoor, die duiwel haat diensbaarheid. Kan ek dit weer vir jou sê? Die duiwel haat diensbaarheid. En hy sal alles in sy vermoë doen om diensbaarheid te verhinder. En juist daarom leef ons in 'n tyd wat ons sien, verskoning, dat mense so selfgerig is, dat mense so gefokus is op diself, dat dit gaan oor eie belang, dat ons agter die wêreld aanhardloop. En jy sien, dis 'n baie subtiele manier van die duiwel om ons te kry om nie diensbaar te wees nie. Want wanneer ek ingestel is op myself, wanneer dit gaan oor myself, wanneer ek gefokus is op myself, wanneer dit gaan oor my eie belange, dan wil ek graag hê ander moet my dien, maar ek wil nie dien nie. So dit staan direk teenoor diensbaarheid. Nou mense, wat so belangrik is wat ek en jy moet besef, is dat diensbaarheid reflekteer die hart van God. Jesus was die ultimate voorbeeld van iemand wat diensbaar is. Hy het immers gesê, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En in die bokkamer, het hy gegaan, die aand voordat hy gekruisig is, en het hy die voete van die disippels gewas. Het hy die posisie van 'n slaaf aangeneem. En onthou, dit is nie soos ons voete wat in kouse en skoene is nie, Hulle voete was oop gewees en hulle het sandals gedra, En hulle voete was regtig vuil, want hulle in stofpaaie geloop, En dit was gewoonlik die slaaf se werk om hulle voete te was voordat hulle sou aansit om te eet. En in daardie geleentheid vat Jesus die rol van die slaaf en hy was hulle voete en hy is vir hulle voorbeeld. En daardeur kom sê hy vir hulle, dis hoe julle mekaar ook moet dien. Jy sien, ons moet sy voorbeeld volg. En wanneer ons sy voorbeeld volg, sien God ons diensbaarheid raak. En ons moet net dien, en ons moet dit in nederigheid doen soos Jesus. Ons moet nooit dien om raak gesien te word nie. Ons moet nooit dien om verhef te word nie. Ons moet nooit dien om applaus te kry en om dankie voorgesê te word nie. Ons diensbaarheid is 'n reaksie op God se diensbaarheid. Ons diensbaarheid is 'n reaksie op die feit dat Jesus sy lewe neergelê het vir my en jou. En wat ek en jy moet besef, daar is soveel vreugde, daar's soveel geluk in diensbaarheid. Dit gee betekenis en dit gee waarde in 'n mens se lewe en jy maak 'n verskil. En kan ek dit waag om vanmôre vir jou te sê?
as jy deel is van die kerk van Jesus en daar's nie joy in jou hart nie, is dit so maklik om te blame, so maklik om te kritiseer, maar jy moet vir jouself vra, is jy diensbaar? Want dis diensbaarheid wat daai vreugde gee. Dis diensbaarheid wat jou laat voel, my lewe maak saak, my lewe maak 'n verskil. En diensbaarheid gaan vir jou vreugde gee. So ons moet daardie diensbaarheid leer ken, nê. Die tweede ding wat die Here vanmôre vir ons wil sê is, ontdek die seën van opoffering. Want daar lê seën in opoffering en die Here wil hê ons moet dit ontdek. Jy sien, opoffering, sacrifice, is nie 'n woord waarvan die wêreld hou nie. Inteendeel, as dit gaan oor jouself, is sacrifice die laaste ding wat jy wil doen. Jy verwag eintlik van ander om op te offer ter wille van jouself, maar jy wil nie noodwendig opoffer nie. En weer eens is Jesus die ultimate voorbeeld van sacrifice. Jy sien, sacrifice staan direk teenoor die ophef van self. Dit staan direk teenoor eie belang en selfgerigtheid. Dit staan direk teenoor gemak en gemaksigtigheid en gerieflikheid. Dit staan direk teenoor liefde, teenoor liefde vir geld en besittings. Dit staan direk teenoor hoarding en opgaar en greed. Dit staan direk teenoor alles wat die wêreld eintlik vir ons sê is belangrik. Maar jy sien, die woord leer vir ons dat sacrifice, opoffering, is ontsettend belangrik en dit maak saak vir God. Jy sien, Jesus het nie net gekom om te dien nie, Jesus het gekom om sy lewe te gee. Hy het ook gesacrifice, hy het die ultimate sacrifice gebring vir my en vir jou. Hebreërs 13 vers 16 sê, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Jy sien, as ons selfgerig is en ons is gefokus op onsself, dan sien ons nie eers noodwendig die nood van ander raak nie. En dan selfs baie keer as ons die nood van ander raak sien, dan maak dit niks aan ons nie en ons steur ons nie daaraan nie. Nee, die woord sê ons moet die nood en die behoeftes van ander raak sien. En hy sê ons moenie vergeet om goed te doen aan die wat swaar kry nie. These are the sacrifices that please God. En partykeer vra dit sacrifice. Ons verskoning is baie keer, ja, maar ek kan nie 'n verskil maak aan ander mense se lewens nie. Ek sien die nood, maar ek het net, weet jy, ons hoef nie altyd baie te gee nie. Elke bietjie maak 'n verskil. Maar weet jy wat is die groot ding? Die groot ding dink ek wat betekenis het, is wanneer ons vat van dit wat vir ons saak maak, wat vir ons belangrik is, en ons gee dit. Ek sal in my lewe nooit vergeet nie, baie jare gelede, toe Nico en Karina nog in ministry in Genubi was, het ons by hulle gekuier, en dis nog voor hulle Lebanon toe was, nee. En Nico was die dag, dink ek, by die kantoor of iets, en ons was by Karina, en die voordeurklokke het gelei, en daar 'n vrou en 'n klein dogtertjie gestaan, wat kom sê het dat hulle nie kos het om te eet nie, en of Karina nie vir hulle wil help nie. En dit het vir my en Petrus so getref. Karina het hulle ingenooi, sy het vir hulle so amazing behandel, sy het vir die dogtertjie ballonne gemaak en laat speel daarso, en toe het sy na haar spens toe gestap, en sy het letterlik 3/4 van wat in haar spens was, het sy net gevat en vir hierdie mense gegee. En ons het nog gespot na die tyd en gesê, okay, nou wat gaan ons nou eet? Wat is daar? En dit was so amazing, want dit het die hart van God gewys. En ek sê nie dis wat ons moet doen, dat ons hele, al ons groceries moet weggee nie. Maar wat sy gedoen het, is sy het gevat van wat hare was, en was willing om te sacrifice, en dis wat ek en jy ook moet doen. Sacrifice kos iets. Sacrifice vra iets. As ek dit nie voel nie, was dit nie sacrifice nie. En jy sien, dit gaan ook baie meer oor ons sacrifice ook ons tyd, ons sacrifice ons energie. Wanneer ons diensbaar is, sacrifice ons tyd, ons sacrifice ons energie, ons sacrifice ons self in 'n sekere sin ook, nê. And sacrifice pleases God. Dis wat ek en jy moet hoor. Romeine 12 vers 1 sê, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God
because all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind you will find acceptable. This is truly the way to worship him. Ons moet ons liggame as 'n offer gee vir die Here. Maar hoekom? Want hy woon nou in ons. Ek en jy is sy tempel. So ek kan nie meer met my liggaam net maak wat ek wil nie. Daarom is daar nie plek vir al hierdie seksuele losbandigheid en goed nie, nê. Maar ons gee ons ook ons liggame as offer wanneer ek my liggaam ook gebruik om te dien. Wanneer ek in my kar klim en gaan dien. Wanneer ek fisies iets doen om ander te dien. Jy sien, genuine worship is baie meer as musiek en sang. Wanneer ek en jy dien, is dit 'n act of worship. Wanneer ons opoffer, is dit 'n act of worship. Wanneer ek goed doen aan ander, is dit 'n act of worship. Mits, en ek wil dit by sê, mits jy dit nie aan die groot klok hang nie, want Jesus sê as ons dit aan die groot klok hang, dan het ons beloning klaar weg, nê. Die doel is nooit dat mense jou moet raak sien nie. Die doel is nooit dat mense vir my en jou moet groot maak en sê, "Oh, kyk hoe wonderlik is hy nie," of "Kyk hoe wonderlik is sy nie." Wanneer jy generous is dit 'n act of worship. Weereens, mits jy nie erkenning daarvoor soek nie. Jy moet nooit generous wees om raak gesien te wees. Jy moet nooit generous wees om belangrik te wees nie. Jy moet generous wees omdat jy reageer op God se generosity. Jy sien, so sacrifice is vir God so belangrik. Dis iets wat die woord sê, it pleases God. En wanneer dit God please, bring dit seën vir my en dit bring seën vir jou. En dan is dit so belangrik, hoe bou ons verder die koninkryk van die Here, nê? Ons moet besef dat elke lidmaat waarde het. Kan ek dit weer sê? Ons moet besef dat elke lidmaat waarde het. In Korintiërs 12 vers 12 sê, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So Paulus gebruik hier die beeld om te sê dat ons as gelowiges, ons as kerk van Jesus Christus, is die liggaam van Christus. Dis hoe God dit ontwerp het. Dis hoe God dit beplan het. Dis 'n geestelike liggaam waar elke lid van die liggaam belangrik is, waar elke deel van die liggaam saak maak en waarde het. En net soos jou liggaam sekere dele het wat essensieel belangrik is, en ander dele wat minder groot funksies het, maar net so belangrik is, so is dit in die liggaam van Christus ook. Daar is sekere dele van die liggaam wat meer sigbaar is, maar ander dele wat nie sigbaar is nie, maar wat net so belangrik is. En elke deeltjie van ons liggaam maak saak. Elke deeltjie van my en jou fisiese liggaam maak saak. En elke deel van Jesus se liggaam maak saak en het waarde. En hoor wat sê Paulus verder, hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 27, all of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. Ons almal saam vorm Jesus se liggaam, en elkeen van ons is 'n deel daarvan. Jy sien, in die wêreld waarin ek en jy leef, is die stelsel wat die wêreld doen, is nie so dat elkeen saak maak nie. Is nie so dat elkeen belangrik is nie. Inteendeel, dis presies die teenoorgestelde. Ons sien in die wêreld klasse. Ons sien in die wêreld rasseverskille en rasse. Die een ras is belangriker as die ander, kamkastig. Ons sien hoe status saak maak, dat mense agter status aan is, want dit maak hulle belangrik. Ons sien die celebrities, hoe hulle belangrik is in die wêreld se oë. Die wat geld het en wat ryk is meer belangrik as die wat nie het nie. Die wat in die hoë kringe beweeg is meer belangrik as die wat nie daarin beweeg nie. En dis die wêreld se stelsel, maar in die kerk, in God se koninkryk, wanneer ek en jy leef, is dit anders. Elkeen het 'n belangrike plek. Elkeen het 'n belangrike rol. Elkeen het waarde en betekenis. Mag nie saak wie jy is nie, mag nie saak waar vandaan jy kom nie. Ja, God het sekere mense gegee om sekere goed te doen in die koninkryk wat meer sigbaar is. Maar dit maak hulle nie belangriker as ander nie. Elke lidmaat, elke deel van die liggaam van Christus is belangrik. En daarom moet jy nooit dat die duiwel vir jou vertel,
Jy maak nie saak in die koninkryk nie. Jy maak saak. Ons het nie almal dieselfde gawes nie. Ons het nie almal dieselfde posisie nie. Ons kan nie noodwendig almal dieselfde goed doen nie. Maar elkeen van ons is belangrik in die liggaam van Jesus. Luister wat sê Efesiërs 4 vers 16. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Dis hoe Jesus dit beplan het. Kan ek vir jou iets sê vandag en ek wil hê jy moet dit hoor. Daar is in God se koninkryk nie plek vir minderwaardigheid nie. Nie in sy koninkryk nie en ook nie in sy kerk nie. Hoekom nie? Want Jesus gee vir jou waarde. Jesus gee vir my waarde. Weet jy wie laat ons minderwaardig voel? Die duiwel. En partykeer gebruik die duiwel ander mense en selfs kinders van God om my en jou minderwaardig te laat voel. Hoor dit vandag, jy is nie minderwaardig in God se oë nie. Jy is nie minderwaardig in sy koninkryk nie. Jy is nie minderwaardig in sy kerk nie. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar. Daar is nie plek en ruimte vir meerderwaardigheid in God se koninkryk en sy kerk nie. Inteendeel, God is baie duidelik daaroor. Hy sê, resist the pride and give grace to the humble. I resist the proud and give grace to the humble. Jy sien, kan ek hierdie stelling maak, en dit is 'n gewigtige stelling. Mense wat meerderwaardig is, verstaan nie die evangelie nie. Mense wat meerderwaardig is, verstaan nie die evangelie nie. Hulle verstaan nie regtig die hart van God nie. Ja, hulle dink hulle doen. En hulle pretend hulle doen, maar hulle doen nie. Want as jy meerderwaardig is, besef jy nie wat het Jesus gekom om te kom doen nie. Daar's nooit plek en ruimte vir my en jou om neer te kyk op ander en ons belangriker te ag as ander nie. Elkeen in die liggaam van Jesus, elkeen in die koninkryk moet met respek en met waardigheid hanteer word. Want elkeen maak saak vir God. Elkeen is gekoop deur die bloed van Jesus. En dit bring ons by die laaste ding wat die Here vir ons wil sê. En dis essensieel belangrik, net die vierde gedagte, die vierde manier ons saam die koninkryk van God kan bou is, werk saam in eenheid. Luister wat sê 1 Korintiërs 1 vers 10. I appeal to you, dear brothers and sisters. Hoor wat sê, I appeal to you. Dis nie net sommer hy sê vir hulle nie, dis 'n ernstige manier. Asseblief doen dit. Dit is wat Paulus sê. By the authority of our Lord Jesus Christ. Nou sê hy sommer net, en klik net, dis nie net ek wat dit sê nie, ek sê dit in die naam van Jesus Christus, nee, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church, rather be of one mind, united in thought and purpose. Mense, die duiwel wil hê dat daar division moet wees. Die duiwel wil hê dat daar verdeeldheid moet wees in die koninkryk. Die duiwel wil hê dat daar verdeeldheid moet wees in die kerk, want hy weet wat se skade dit doen. Hy weet dat as daar verdeeldheid is daar nie krag nie. Juist daarom sal hy enigiets doen om verdeeldheid te veroorsaak. En ongelukkig val so baie kinders van God vir hierdie slinkse plan van die duiwel en speel hulle in sy hande en word hulle as ware deur die duiwel gebruik om verdeeldheid te saai, maar hulle dink hulle doen die regte ding in die naam van God. Nee. Dis hoekom die woord ook sê dat God haat dit waar daar onmin gesaai word tussen broers. Ja, dis nie iets wat die Here wil hê nie. Daarom is skinder so 'n gevaarlike ding in die koninkryk en in die kerk van Jesus, want die doel van skinder is 90% van die tyd om verdeeldheid te bring. Jy sien, waar daar nie verdeeldheid is nie, waar daar verdeeldheid is daar nie power nie en daar is nie blessing nie. Die woord verwys baie na verdeeldheid. Jesus het self daarvoor gebid. In Johannes 17, die aand voor hy gevange geneem is, het hy vir die Vader gevra dat hy ons, sy volgelinge, een moet maak, soos hy en die Vader een is. Dit is so belangrik vir God. Maar weet jy wat het ons nodig vir eenheid? Liefde. En nie gewone liefde nie. Agape liefde. Daardie soort liefde om lief te hê soos wat God lief. Daardie liefde wat jy net ontvang wanneer die Heilige Gees
in jou is. En daarom is dit ook so, nê, dat as ek nie die Heilige Gees in my het nie, gaan ek ook nie die agape liefde in my hê nie, nê. En sal ek maklik kan verdeeldheid veroorsaak. En ons word so maklik mislei. Maar daarom is die woord so ernstig dat ons moet mekaar lief hê met die agape of die agape liefde, nê, van God. Jy sien, die woord leer ons dat waar daar liefde is, sal daar eenheid wees. Waar daar liefde is, kom daar nie, of kom ek stel dit so, waar daar opregte, genuine liefde is, kom daar nie maklik verdeeldheid nie. En daarom sê die woord vir ons in Kolossense 3 vers 14, above all these things, put on love, which is this perfect bond of unity. So ek en jy as deel van die liggaam van Jesus en as deel van sy kerk en sy koninkryk, ons moet onsself afvra baie keer, dit wat ek nou gaan doen en wat ek gaan sê, gaan dit eenheid bevorder of gaan dit eenheid bewerkstellig? Verbreek. Gaan dit eenheid bevorder of gaan dit eenheid verbreek? En ons is nie veronderstel om eenheid te verbreek nie. Dit is so sad dat so baie kinders van die Here dink is okay om dit te doen. Nee, dis nie okay in God se oë nie. Ons moet almal werk sodat daar eenheid sal wees. Above all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. So met ander woorde, kom ek maak die stelling, waar daar nie agape liefde is nie, sal daar nie eenheid wees nie. Waar daar agape liefde is, sal daar eenheid wees. So okay, nou sê God vir ons moet saam sy koninkryk bou. Kom ons vat vinnig saam. Hoe kan ons dit doen? Ons doen dit deur diensbaarheid, opoffering, die feit dat elkeen waarde het en eenheid. So kom ons hoor weer hoe die Here dit vandag vir ons gesê het. Die eerste ding wat hy vir ons kom sê het, leer ken die vreugde van diensbaarheid, want daar lê soveel joy daarin. Die tweede wat hy vir ons kom sê is, ontdek die seën, die blessing van opoffering, van sacrifice. Die derde is besef dat elke lidmaat waarde het, en die vierde wat hy vir ons kom sê het is, werk saam in eenheid. Nou mense, ons nuwe seisoen vir ons gemeente het reeds begin. En ons staan op die drempel van 'n nuwe toekoms wat God vir ons beplan. Ja, en dit het so onverwags gekom dat ons kan net een antwoord daarop hê. Dit kom van God. Dit wat gebeur, hierdie nuwe seisoen wat ons gekom het, hierdie kerkgebou wat die Here ewe skielik vir ons kom gee het, dit kom van hom af. Ons het nie nou daarna gesoek nie, ons kon dit nie. En alles, eendag sal ons daaroor praat en vir julle al die witness van dit gee, nê. Hoe die Here net voorsien het in elke dingetjie. En nou, as ons in hierdie nuwe seisoen ingaan, dan roep die Here elkeen van ons om betrokke te wees by die uitbou van sy koninkryk en van sy kerk hier op aarde. Dit gaan nie net daaroor dat ek en jy moet geestelik groei nie. Ja, dis belangrik. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy saam God se lig in die donker wêreld sal laat skyn. Dat ek en jy saam die lig van God se liefde, die lig van God se genade in hierdie donker wêreld sal laat skyn. Dis die visie wat God vir hierdie jaar vir ons kom gee het, dat ek en jy moet in die lig van God lewe, sodat ons die lig van God se genade en die lig van sy liefde in die donker wêreld kan indra. En ons moet saam bou aan God se koninkryk hier op aarde. En kom ek sê vir jou, en ek sê dit nie vanmôre om jou in te chat nie. Ek sê dit vir jou omdat dit 'n beginsel in die woord is. Elkeen van ons is belangrik in hierdie proses. Jy is belangrik in die proses, ek is belangrik in die proses. Elkeen van ons is belangrik. En saam kan God met ons, in ons en deur ons iets amazings doen. Maar dan moet ons saamwerk. En kom ek sê vir jou, ons kan dit nie doen as ons nie saamwerk nie. En daarom wil ek jou invite om saam te werk. Om deel te wees van hierdie nuwe seisoen wat die Here vir ons kom gee. Kom ons vat mekaar se hande. Kom laat ons saam vorentoe beweeg met hernuide toewyding en entoesiasme. En ons doen dit omdat ons geïnspireer is deur Jesus se liefde. Ons doen dit omdat ons bemagtig is deur die Heilige Gees. En ons doen dit omdat ons gereed is om 'n blywende impak
in die wêreld te maak in hierdie nuwe seisoen. Wat sê jy? Gaan jy deel wees daarvan? Ek hoop so. Here, ons wil vir die eer en vir die dankie sê, dat U die God is wat nuwe dinge gee, wat nuwe dinge doen, dat U die God is wat graves into gardens verander, dat U die God is wat 'n pad deur die woestyn maak, dat U die God is wat dit wat dood was weer opwek en lewe gee. En ons wil U eer, Here, vir hierdie nuwe seisoen waarin U ons bring. Ons staan op die vooraand en op die drempel van 'n nuwe toekoms. En U het dit gegee, U het dit kom doen. Ons eer U daarvoor en ons prys U daarvoor. En ons sê vir U dankie dat U ons voorberei het, dat U geestelik met ons hierdie pad gestap het en ons by hierdie moment gebring het. En ek wil vir U dankie sê vir elke lidmaat van Radical Life, elkeen wat deel is van Radical Life, het sy dit fisies in persoon is of aanlyn is. Elkeen het waarde en betekenis vir U en ek sê vir U dankie vir elkeen van hulle. En my gebed is dat U ons deur die Gees sal help om mekaar se hande te vat, om diensbaar te wees, om willing te wees om te sacrifice, om mekaar met respek te hanteer en te besef dat elkeen van ons het waarde en is belangrik. En dat ons saam die eenheid sal bewaar en dat ons in eenheid sal saamwoon. Help ons om U liefde aan te trek elke dag. O Here, my gebed is dat U iets in ons en iets deur ons sal doen, wat nie ons naam sal groot maak nie, maar wat U naam sal groot maak en U naam sal verhef. En daarom vra ek ook dat U nou die pad sal sien, daar's so baie praktiese goed waarna ons nou kyk. Lei vir ons, help ons om U leiding te volg, om U nie vooruit te gaan nie, om net te doen wat U vir ons wys, en help vir ons, Here, dat elke treukie van hierdie pad mooi en exciting sal wees. En ja, Here, daar's ook challenges op hierdie pad, kom help ook vir ons daarin, kom rus vir ons toe. Dankie dat ek weet, U gaan hierdie pad saam met ons stap. Geef ons die lig vir elke tree, en geef ons die lig vir die pad. En waar ons nou uit mekaar uit gaan, Here Jesus, bid ek dat U ons sal bewaar, dat U bloed elkeen van ons sal toevou en sal beskerm. Ek wil bid dat U Gees in ons harte sal bewerk en leef op 'n manier dat ons gees vervuld sal leef. En ek wil vra, Vader, dat U hand van beskerming en bewaring oor elkeen van ons sal wees. Bring ons volgende week weer by mekaar. In Jesus naam. Amen.